Die battery in die stroombaan diagram hieronder het 'n EMK van 12 volt, 'n elektromotoriese krag van 12 volt. Die interne weerstand is 0,5 ohm. Daar is 'n hoë weerstand voltmeter, daar is 'n lae weerstand ammeter. Skakelaar S is oop. Daardie resistor het 'n weerstand van 2 ohm en resistor R het 'n onbekende weerstand. Wat is die betekenis van die volgende stelling? Die EMK van die battery is 12 volt. Nou om jou te help, volt is joule per coulomb. So, die battery verskaf 12 joule energie per coulomb lading. Dis een manier hoe jy hierdie vraag kan beantwoord. Ander manier wat jy kan sê is, jy kan sê die potensiaalverskil van die battery in 'n oop stroombaan is 12 volt. So hierdie is nie noodwendig 'n definisie nie, dis meer 'n interpretasie en ons meer as een moontlike antwoord. As ons kyk na hierdie stroombaan en kom ons aanvaar daar was ook 'n skakelaar hieronder en daai skakelaar was ook oop gewees. Met ander woorde, geen stroom vloei deur die stroombaan nie. Dan gaan hierdie voltmeter die EMK meet, met ander woorde 12 volt. Maar dan maak ons daai skakelaar toe en gevolglik is daar nou stroom wat vloei. Nou meet die voltmeter nie meer die EMK nie, maar wel die terminaalpotensiaalverskil. Dis die tegniese term. So, ons het die totale stroom in hierdie geval is 2 ampere. Ons het die interne weerstand en dit is 0,5 ohm. So ons kan gaan en ons kan daai verlore volts bereken deur te sê V intern is die totale stroom maal met die interne weerstand. En die totale stroom is 2 en ons maal dit met 0,5. En 2 maal 0,5 gee vir ons 1 volt. So daar's 1 volt wat verlore gaan sodra die skakelaar toegemaak word. En dit beteken as die EMK 12 volt is en V intern is 1 volt, dan gaan die nuwe lesing op hierdie voltmeter gaan 11 volt wees. 12 minus 1. Nou moet ons die weerstand van resistor R bereken. So R is gelyk aan V op I. En dit gaan die eksterne potensiaalverskil wees, V ekstern, en dit is 11. En ons deel dit deur die totale stroom, en dis 2 ampere, en dit gee vir ons 5,5 ohm. Skakelaar S word nou besluit, en hoe sal hierdie verandering die lesing op die voltmeter beïnvloed? Toeneem, afneem, bly dieselfde, verduidelik jou antwoord. Nou, 'n afkorting wat jou gaan help is RFF. RFF. Ons begin met R. R is natuurlik die totale eksterne weerstand. Ons voeg die 2 ohm resistor by. Met ander woorde, 'n addisionele weerstand in parallel. Dit beteken my R ekstern gaan afneem. En omdat R ekstern afneem, V gelyk aan I maal R, gaan my totale stroom toeneem. En omdat my totale stroom gaan toeneem, dink gou mooi, my interne weerstand is konstant en hoofletter I maal kleinlettertjie R gee vir my V intern, so V intern gaan uit die aard van die saak toeneem. Want die kleinlettertjie R bly konstant, maar die I het nou toegeneem. En as jy kyk na jou groot vergelyking, dat die EMK is gelyk aan V ekstern plus V intern, as die V intern toeneem, EMK bly konstant, dan moet die V ekstern afneem en gevolglik is die antwoord afneem. In 2018 was daar ook 'n vraag 9 oor elektrisiteit.
Die leerders gebruik hul opgetekende lesings van stroom en weerstand saam met die vergelyking wat ons hierso sien om die grafiek te verkry wat hier getoon word. So op die y-as het ons die weerstand R in ohm en op die x-as 1 gedeel deur die stroom, so dit is ampere tot die mag minus 1. So as ons dink aan die vergelyking van die reguit lyn, y gelyk aan mx plus c, en ons kyk na die vergelyking wat die leerders gekry het, dan sien ons y-as is die weerstand. So daai is dieselfde. Dan het ons op die x-as 1 op stroom. So dit beteken dat x gaan wees 1 op stroom. So dit sal wees 1 op I gaan dieselfde wees. Dit beteken dat jou helling is die EMK en dan die plus C, jou y-afsnit gaan gelyk wees aan negatief die interne weerstand. So jy kan hierdie inligting gebruik en jou basiese kennis van die reguit lyn om dan hierdie vrae te beantwoord. Watter veranderlike moet tydens die eksperiment konstant gehou word? En dit is natuurlik die temperatuur. Weerstand van 'n geleier is temperatuurafhanklik. As die temperatuur van 'n weerstand of die draad in 'n stroombaan styg, sal die weerstand ook toeneem, veral in metale. Dis omdat die metaalatome meer vibreer by hoër temperature wat die beweging van elektrone belemmer. Nou moet ons die interne weerstand neerskryf. Nou ons weet die y-afsnit is gelyk aan minus R. En die y-afsnit as ons hom daar gaan lees, dan sien ons dit is minus 3 en minus 3 is gelyk aan minus R, toe die interne weerstand R is gelyk aan 3 ohm. Aangesien x 1 op I is, dan weet ons dat die helling is m, y gelyk aan mx plus c. So as ons die helling bereken, dan bereken ons die EMK. So ons moet die helling bereken. Die helling gaan gelyk wees aan die verandering in weerstand gedeel deur die verandering in 1 op die stroom. En dit gaan vir ons helling gee. Op die weerstand koppelvlak sien ons gaan hierdie 2 punte gebruik. Daai ene en daai ene. So as ons gaan, dan lees ons die y-waarde daar af, dis 4 minus, die y-waarde daar is minus 3. En ons deel dit deur, x se waarde hier is 1, minus, x se waarde daar is 0. So dit is 4 minus minus 3, dit is 7 op 1, dit is 7 volt.